hierdie woord is regtig al soos in die hele dag so op my hart en ek het hierdie video seker al 4 keer oorgeneem, want elke keer is ek soos ek moet hierdie reg oorkry, want ek glo regtig in my hele hart dat dit gaan iemand help, dit gaan iemand stig, okay? Dit gaan iets in jou hart en in jou geloof doen vandag, so ek vra jou, luister, okay? Luister. Ek dink vanoggend net aan vrees, okay? En ken jy dalk iemand wat regtig net bang is vir alles, of miskien is jy deesdae bang vir alles, want ons leef in so gebroke wêreld, jy weet, elke tweede ou wat iets nice vir jou wil doen is 'n scam, elke tweede geleentheid wat te goed is om waar te wees, is 10 teen 1 te goed om waar te wees, en is 'n scam of iemand wat by jou wil steel. Jy sien, ons leef in hierdie wêreld waar daar soveel vrees aan die gang, en ek praat deesdae met baie mense wat so in vrees lewe, dat hulle nie eers meer dit sien wat die Here vir hulle instoor het nie, of dit wat die Here vir hulle kan doen, en dit waar hy nog kan deurkom nie, want die vrees het hulle so oorweldig, okay. Nou ek lees vanoggend hierdie skrif, en dit praat so met my, jy ken die storie, Petrus loop op die water, is Matteus 14, en vers 30 sê hy, maar toe hy die hoë golwe rondom hom sien, het hy paniekerig geword en begin sink. Nou ek dink daar's 'n hele paar mense in ons samelewing, miskien jy wat vandag hierdie kyk, wat jy voel jy sink, want vrees het jou begin oorweldig, die storm is net te groot, okay? En hy sê, hy skree toe vir Jesus, Here, red my, en is mooi aan die einde van die storie, die Here kom red hom, maar waarop ek wil stilstaan vandag, is iets wat vir my uitgestaan het. Hy sê, Jesus sê vir hom, kom dan na my toe, en Petrus klim uit die boot uit, en hy begin na Jesus toe loop. Maar toe hy die hoë golwe rondom hom sien, dit sê vir my, dat die golwe was nog die heeltyd daar. Hy sê nie, toe kom daar ewe skielik golwe nie, hy sê, hy het na Jesus toe geloop, en toe, okay, sien hy die hoë golwe rondom hom. Nou, iets wat vir my uitstaan, is dat die golwe was nog die heeltyd daar, so wat het verander? Okay, die Here het nie verander nie, Jesus het nie verander nie, die golwe het nie verander nie. Bedoel, in die gebroke wêreld waarin ons leef, is nog die heeltyd daar. Die omstandighede, die moeilike goed, die mense wat nie glo nie, die mense wat beklei, dis al jare, dis dieselfde storie oor en oor, dis al die heeltyd daar. Wat het verander? Nie die golwe nie, nie Jesus nie. Petrus se fokus het verander. Nou ek wil jou vandag vra, het jou fokus dalk verander? Want jy sien, ons hoop kom van ons redder af, nie van die storm of die golwe of die omstandighede nie. Jy sien, want as ons moet eerlik wees met mekaar, dit is nog altyd daar. Maar wat gebeur het, is dalk het ons fokus geskuif, en het so gesit op die wêreld om ons, en die gebrokenheid om ons, en die storm waarin ons onsself bevind, en is dat ons fokus geskuif van ons redder af, dat ons nie eers besef nie, die Here het ons nie verlaat nie, hy het nie geskuif nie, hy het nie verander nie, maar ons het ons fokus gevat van hom af, en op alles rondom ons begin sit. En hierdie was vir my net 'n eye-opener vandag. Ek het seker al 30 keer uit hierdie skrif uitgepreek in my lewe, maar vandag besef ek net hierdie ding, dat niks het verander behalwe Petrus se fokus hier nie. Baie keer dink ek en jy leef in vrees, nie as gevolg van die storm wat ewe skielik groter geword het nie, nie as gevolg van die omstandighede wat ewe skielik erger geword het nie, maar omdat ons fokus geskuif het. Nou ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak waartoe jy gaan nie, maak nie saak of jy finansiëel onderdruk is, of jy jou werk verloor het, of jy 'n familielid verloor het, of jy iemand vir wie jy lief is weggestap het van jou af nie. Hou jou fokus. Okay, geen storm sal jou oorweldig nie, want die Here is die een wat nog steeds die storm stil maak, die golwe stil maak.